Jesus, hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my beskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Al my sonde bring ek Jesus, want my reinig deur sy bloed. Hy bewaar my rein en heilig, deur sy gees in my gemoed. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Al my kwelling bring ek Jesus, hy skenk my volkome rus. Hoe die donker wolke saampak, niks kan nooit sy liefde blus. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons bymekaar gebring het. Here, dankie dat ons kan gee, en Here, dankie dat ons ook weet dat U 'n blymoedige gewer liefhet en hom ook ryklik sal seën. En Here, dit is ons gebed dat U hierdie fondse ook kan gebruik en sal gebruik tot eer en uitbreiding van U koninkryk. Amen. Ek nooi U om weer die woord van die Here oop te maak by Romeine hoofstuk 12. Romeine hoofstuk 12 vanaf vers 9, vanoggend ook uit hierdie gedeelte gelees en vanaand se boodskap dan daarmee volg. Laat die liefde ongeveins wees, verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar, broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween. Wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Vergeld nie kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met mekaar. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Net tot sover die voorlesing uit die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons weer saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U woord kan open. Here, dankie dat ons U woord kan lees. En Here, dankie dat ons 'n verwagting het dat U vanuit U woord uit met ons wil praat. En Here, dat vanaand se boodskap ook so prakties in elke een van ons se lewe kan uitwerk. En Here, dit is ons gebed dat U ons sal stil maak, dat U ons sal rustig maak, dat ons hart gefokus sal wees op die woord en op U, op dit wat U in hierdie aand vir ons wil kom leer en wil kom sê. Ja Here, daarom bid ek ook
vir elke verrigtinge, vir elke aktiwiteit van hierdie gemeente ook, Here, dat U sorg sal dra, dat U sal deurdra, vir al die siekes. Ag Here, ons dink aan die gebedsversoeke, die gebedslys. Ja Here, dat U hulle ook sal seën en hulle sal genees, en Here, dat U hulle weer op hulle voete sal rig. Ons dink aan Dominee René Raad hulle in Alberton. Here, ons dink aan hulle behoeftes as gemeente. Sal U hulle ook bystaan, sal U hulle ook onderskraag, en Here, sal U vir hulle ook die krag gee om sodoende U woord te verkondig. Dankie Vader, dat ons dit in die wonderlike, lieflike naam van Jesus Christus kan bid. En daarvoor bid ons ook, Here, dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees, Here, voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou, na aanleiding van vanoggend se boodskap, waarna ons gekyk het, na die optrede van die kind van die Here teenoor die medegelowiges, teenoor die kinders van God, teenoor hulle wat saam met hom deel het in die geloof van Jesus Christus. En het ons na 'n paar aspekte gekyk hoe ons teenoor mekaar moet en kan optree. Maar tog lewe ons vandag nie net onder mekaar as kinders van die Here nie, maar ons lewe en het ook te doen elke dag, daagliks met ongelowige mense, met mense wat nie die Here ken nie. Daarom vanaand se boodskap vervolgens die Christen se optrede teenoor die ongeredde of dan die ongelowiges. En eintlik as ons nou na vanaand se boodskap kyk teenoor vanoggend se boodskap, moet ek eerlikwaar sê dat vanaand se boodskap of vanaand se prakties, dit wat in ons lewe moet wees en dit wat ons moet uitleef, 10 keer moeiliker is om te doen. Om teenoor iemand wat jou skade aangedoen het, so op te tree. Hoe kan 'n mens steeds goed optree teenoor hom wat jou vervolg? Daar is sekerlik baie dinge wat die kinders van God doen, wat in die oë van die wêreld waansinns laat lyk. Dat dit vir hulle nie sin maak nie, dat hulle nie verstaan hoekom ons dit doen nie. En hierdie is beslis een van daardie dinge. Ons het vanoggend gesê dat die lewe in Christus anders moet wees as voorheen. Dat ons as kinders van die Here teenoor mekaar dan nou moet optree in liefde en met ywer, soos wat ons vanoggend dan gepraat het oor. En so moet u dan ook vanaand teenoor ongelowige mense dan ook anders optree en in 'n mate dan ook teenoor hulle dan so moet optree en u lewe dan anderste moet wees. Dalk was u voorheen iemand gewees wat as iemand iets aan jou gedoen het, dat jy hom dubbel soveel teruggegee het as wat hy aan jou gedoen het. En ons lewe tog dan, soos reeds gesê, saam met hulle, tussen hulle. Daarom moet ons optrede teenoor hulle ook anders te wees, deurdat hulle daardeur kan sien dat daar iets anders in jou lewe is. Dat hulle kan raak sien, maar hoekom tree ek nou so teenoor hulle op? Hulle wat my vervolg of hulle wat my skade aandoen. Hoekom tree ek dan so op, sodat hulle die genade van God sal raak sien? Dit is verseker verskriklik moeilik om dit reg te kry, om dit te doen, om jou te weerhou, om oor te gaan in aksie, om oor te gaan aan dat ek gaan daardie persoon terugkry of ek sal my wraak neem. Maar die Here self is vir ons so 'n wonderlike groot mooi voorbeeld van iemand wat teruggestaan het, van iemand wat nie oorgegaan het in aksie en wraak te neem of met kwaad te vergeld nie. Iemand wat 'n voorbeeld gestel het van om, soos die Bybel ons leer, die ander wang te draai, om nie oor te gaan in
aksie nie. Vanaand se boodskap dan juis hierdie gedagte om ons te motiveer, om daardie selfde gesindheid van Christus te hê, om sodoende ook goed teenoor die ongelowige, teenoor hom wat ons vervolg op te tree. Die eerste gedagte waarna ons dan vanaand gaan kyk, waarin die kind van die Here moet optree of hoe hy moet optree teenoor sy vervolger, is eerstens om hulle te seën. Soos wat die woord ons leer, Romeine 12 vers 14, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Paulus, as ons nou na 'n persoon moet kyk, as nog 'n voorbeeld, is hy definitief ook 'n persoon wat verseker baie vyande gehaat het. Baie mense wat hom wou doodmaak, baie mense wat hom vervolg het en vervloek het. Ons lees telkens in Korintiërs hoe hy straf gelei het, hoe hy deur skipbreek moes gaan, hoe mense hom geslaan het, hoe mense hom gestenig het, hoe mense hom gevloek het, hoe mense hom vervolg het. Ja, sekerlik Paulus is iemand wat vervolging geken het. En daarom dink ek ook dat hy goeie grond het om hierdie opdrag, soos wat hy dit hier in Romeine 12 opgeskryf het, goeie grond het vir ons om ook te kan doen. En so glo ek dan Paulus, dat hy sy vyande ook geseën het, en hulle nie vervloek het nie. Al is die skade hoe groot, al is die skade, lê die skade daar vir hoeveel jare, om nie te vervloek nie. Moenie gedruk word tot kwaad of tot onheil nie. Dit is iets wat die Here ons in staat stel om te doen. Want verseker, soos ek gesê het, is dit verskriklik moeilik om vir iemand iets goeds toe te wens, of iemand te seën wat jou skade aangebring het, om daardie woorde oor jou lippe te bring. Maar dit is die genade wat die mens in staat stel om dit te doen, om hulle te seën. Dra hierdie betekenis om vir hulle te bid, om vir hulle in te tree, om hulle aan God op te dra, om vir hulle te bid, dat die Here 'n ontmoeting met hulle sal hê, dat die Here hulle ook sal bewaar, dat die Here hulle ook sal help, om vir hulle in te tree. Handelinge 7 vers 60, en hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Lukas 23 vers 34, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Hoor u, hoe in Lukas en in Handelinge, Paulus wat geskryf het, hoor u hoe die Here hulle geseën het? Here, reken hulle dit nie toe nie. Vergewe hulle dit wat hulle aan my gedoen het. Dit is 'n seën wat die Here eintlik vir hulle bid, dat God hulle sal vergewe vir dit wat hulle aan hom gedoen het. Dat hulle nie hierdie skuld hoef te betaal nie, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, reken hulle dit nie toe nie. Hy hanteer hulle net soos wat hy die ander mense ook hanteer het, om hulle te seën, om vir hulle te bid. Nou kom ons by bietjie die negatiewe kant, die vervloeking. En hierdie vervloeking dra ook die betekenis van gebed. Kinders van die Here besit die krag van gebed. Wanneer die kind van die Here bid, dan is daar krag, want God hoor, God luister en God kan dit doen. En hierdie vervloeking wat hiervan gepraat word, dra hierdie betekenis om besering of pyn of iets slegs oor hulle te bid, oor hulle toe te wens. Die Here het 'n voorbeeld daarvan ook gemaak.
in Markus 11, vers 13 tot 14. En toe hy op 'n afstand 'n vye boom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie tyd vir vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in die ewigheid van jou 'n vrug eet nie, en sy disippels het dit gehoor. En toe hulle later daar verbykom, wat vind hulle? Die boom is dood. Die boom het dood gegaan. Weet u dat die woord vir ons ook leer dat as ons vir 'n berg sê of bid met geloof vir 'n berg sê werp jou in die see, dan sal die berg dit doen. Daardie geloof wat in gebed is, daardie krag wat in gebed is. Daarom is dit so, moet ons so versigtig wees, so waaksaam wees, wanneer iemand skade aan ons gerig het of aan ons gedoen het, om nie oor te gaan in aksie en so 'n tipe van vervloeking oor hulle te bid, pyniging, besering of teëspoed oor hulle te bid nie. As ek dit nou in 'n ligte lyn kan sê, dan sal ons baie keer sê, man, ek hoop jy kry 'n kramp in jou kuit. Nee, as ek dit nou so in 'n ligte lyn kan sê, om iets erger nou teenoor so 'n persoon te moes bid. Baie mense glo dat jy jou vyand moet terugkry en dieselfde aan hom doen, dit wat hy aan jou gedoen het. Maar ons is nie soos die res van die wêreld nie. Ons is nie soos die res van die verlore wêreld en ons is anders, omdat ons die gees van God in ons het en omdat hy inwonend in ons bly en omdat hy net goedheid is. En ons hoor baie mense sê, jong, ons moet opstaan teen hierdie mense wat so teen die Christene uitmoor en die Christene vervolg en skade aan hulle doen. Weet jy, ons moet eintlik nie. Ons moet eintlik nie oorgaan in aksie. Hoekom? Ons sal net nou daarna kyk. Maar dit gaan oor om vir hulle te bid. Om eerder vir hulle te bid. Nou kan iemand dalk sê, maar julle Christene is dalk nou bang, julle doen niks nie, julle bid net, of julle is ruggraatloos, dat julle nie opstaan vir ander mense nie. Weet jy, dit is baie moeiliker, en dit vat meer van jou, om niks te doen, en om vir 'n persoon te bid. Matteus 5 vers 44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Vir die wêreld is dit 'n vreemde konsep, om jou vervolger of jou belediger, om hom te vergewe, om vir hom te bid, om seën oor hom uit te oor hom uit te bid. Omdat ons die gees van God in ons het en omdat hulle nie daardie gees verstaan nie. Daar is 'n verhaal, 'n ware verhaal van 4 manne wat na 'n eiland toe gegaan het om sendingwerk te gaan doen. Aangekom by hierdie eiland en het hulle die mense ontvang wat dan daar gebly het. En binne die eerste week het daardie mense daardie 4 manne doodgemaak, vermoor. En 'n paar jaar later het een van daardie 4 manne se seun na dieselfde plek toe gegaan om sendingwerk daar te gaan doen. En tot sy groot verbasing ontmoet hy die man wat sy eie pa doodgemaak het. En kon daardie persoon na hom toe gaan, vir hom bid. Kon hy deur sy lewe en deur die werk wat hy gedoen het,
daardie persoon die evangelie deel, en daardie persoon tot bekering gekom het, en die Here gevind het, omdat hy nie oorgegaan het in aksie om wraak te neem nie, maar eerder om vir hom te bid, eerder om hom te help, eerder om vir hom in te staan, dat God sy lewe sal verander, dat God hom sal help. Seën jou vyand, en moenie vervloek nie. Bid vir hulle. Volgende is dat die kind van die Here teenoor die ongelowige so moet optree, of althans eintlik nie moet optree nie, want God sal optree. Moenie jy optree nie, laat God dit doen. Romeine 12 vers 17 tot 19, vergeld nie kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Hier kom nou hierdie saak wat ons net ons 'n bietjie aangeraak het van die mense wat sê ons moet opstaan en iets doen, wat hulle kan teen antwoord op hulle stelling. En eenvoudig kom die Here en hy sê, moenie jy iets doen nie. Die opdrag van die Here is eenvoudig, los dit, gee dit vir my, ek sal dit hanteer, sit jy terug, ek sal dit doen. Nou sê ek gebruik die woord eenvoudig, want vir God is dit eenvoudig, maar vir die mens is dit nie. Want vir die mens is dit 'n moeilike ding, want die mens wil optree. Ons wil oorgaan in aksie. Daardie persoon het iets persoonliks aan my gedoen, so ek moet optree. Hy het my persoonlik aangeraak. Ek wil geregtigheid laat skied. Ek wil dit in my eie terme, ek wil dit in my eie hande neem. Maar die Here sê, sit terug. Gee dit vir my. Die Engelse woord gebruik hierdie woorde, do not repay. Met ander woorde, wat hy sê is, moenie terugbetaal wat aan jou gegee is nie. Moenie jy doen wat aan jou gedoen is nie. Moenie kwaad vir kwaad vergeld nie. Los dit, gee dit vir die Here. Bedink dit wat goed is. Bedink goeie dinge van daardie persoon. Gee dit aan die Here, laat hy die vergeldingwerk sal doen. Laat dit in sy hande. Laat hy handel daarmee volgens sy wil. Nou net om bietjie meer duidelikheid te gee oor hierdie saak, is dat dit gaan nie hier oor die reg om geregtigheid te soek binne die landswette nie. Byvoorbeeld, as iemand jou geroof het, of as daar moord plaasgevind het, beteken dit nie ons moet terugsit en dit nou maar net laat gaan nie, maar dit is hoekom God die landswette daar gestel het, dat ons daardeur kan wandel, om geregtigheid daardeur te kry. Maar waaroor hierdie gedagte gaan, is geestelik. Is iemand wat jou geestelik benadeel, iemand wat jou geloof aantas, iemand wat jou bespot oor jou geloof, iemand wat skade in jou geloofslewe bring. Laat God daardie vergeldingswerk doen. Want sien, al hoe die mens kan wraak neem, of as die mens oorgaan in aksie, is om ook sonde te doen. Is dan om ook kwaad aan 'n ander persoon te doen. Maar laat God met die persoon handel op sy manier. Deuteronomium 32 vers 35, my kom die wraak toe en die vergelding, op die tyd as hulle voet sal wankel, want die dag van hulle ondergang is naby, en wat oor hulle beskik is, kom gou. Laat die Here die wraak neem. Laat die Here die geveg veg. Gee dit vir hom.
dit is nou op antwoord so oor mense wat sê, ons moet teen ISIS optree of ons moet hierdie vervolgingswerk doen, ons moet oorgaan en ons moet ook ons staan daar staan. Waar die Here maar net vir ons sê, staan jy terug, ek sal dit doen. Hoekom, of ek wil nou eintlik sê, hoekom moet ons optree as God sê, of hoekom moet ons nie optree as God sê, dat die wraak hom toe kom nie. Veral in hierdie gedagtes van, as iemand jou geestelike lewe tuister, of as, verskoon, as iemand jou geestelike lewe aanroer. Want tegnies doen hulle dit nie eintlik aan jou nie. Hulle doen dit aan God. Hulle doen dit aan die Here. Omdat hy in jou woon. Omdat hulle hom nie kan verdra nie. Omdat hulle 'n probleem het met hom. Omdat hulle sondaars is. Omdat hulle nie in hom glo nie. Ja, dit is wel ons liggaam. Dit is wel ons fisiese voorkoms wat hulle aanspreek. Maar hulle rig dit na God toe. En die wraak wat ons kan gee, is dieselfde wraak eintlik maar wat hulle ons kan gee, of dit wat hulle aan ons doen, om nou sleg terug te sê, of om selfs in groter gevalle dan nou te moet doodmaak. Maar God se wraak duur vir ewig. God se wraak kom alle mense toe wat hom nie aanvaar het, wat Christus nie aanvaar het as verlosser en as saligmaker nie. God se wraak duur vir ewig. Daarom is ons wraak nutteloos. Daarom het ons nie nodig om wraak te neem nie. Want God se wraak wag klaar, is reeds daar. Los dit vir hom om te hanteer. Ons optrede teenoor ongelowiges of teenoor ons vervolgers is eintlik om nie op te tree nie. Laat God dit doen. 'n Laaste gedagte van ons optrede teenoor ons vervolgers. Wat ons sien in Romeine 12 vers 20. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole hoop. Om vir hulle ook om te gee. Om vir hulle ook te sorg. Hierdie gedeelte is amper ook net so uitgehaal in Spreuke 25 vers 21 tot 22. Honger en dors verwys dan net na die algemene behoeftes, waarin enige persoon sal wil hê en verlang om honger en dors, gee iets om te eet, gee iets om te drink. En daarom indien jou vyand, indien jou vervolger by jou honger en dors aankom, gee hom iets om te drink, gee hom iets om te eet. Hoekom? Want die woord sê, daardeur, sodoende, sal jy vurige kole op sy hoof ophoop. Ek het net nou gesê weer eens, dat die wêreld nie verstaan wanneer ons vervolgers kan vergewe. Wanneer ons vir ons vervolgers kan omsien en sorg nie. Want hoe kan jy so iets doen? Wel, die rede, dit lê in hierdie gedagte van die kole op die hoof. Dit verwys na 'n ou Egiptiese gebruik wat hulle gehad het vir persone wat teenoor mekaar gesondig het of wat verkeerd gedoen het. Dan sou die persoon 'n groot pan moes neem, dit op sy kop gesit het en hulle sou 4 kole in daardie pan gesit het. Dan sou hy met hierdie pan op sy kop moes loop en hierdie pyn moes verduur. Nou, die apostel Paulus gebruik hierdie konsep om iets tuis te bring vir 'n persoon wat jou vervolg en jy net goed doen aan hom
en jy vir hom versorg, jy hom seën en jy nie 'n optrede en wraak sal neem op hom nie. Daardeur bedoel hy nie dat ons hierdie vuurige kole op sy hoof sal plaas sodat hy pyn sal hê en dat daardeur daar wraak kan kom en geregtigheid kan kom nie, maar dit dra die doel dat om hierdie kole op die hoof te plaas en hierdie pyniging, hierdie effek wat hierdie pyniging gee, wanneer ons goed aan hulle doen, wanneer ons nie die wraak op hulle neem nie, wanneer ons vir hulle sorg dra, dat hierdie effek, hierdie goedheid, die effek van warm kole op hulle hoof sal hê. En hierdie effek sal dan bring dat hulle skaam kry, dat hulle hierdie pyn van skaamte en berou en hulle gewete hulle later begin aankla. Hierdie pyn van hierdie goedheid wat jy op hulle hoof plaas. Sy pynlikheid sal later 'n ongemak word. En daardeur sien hy dat jy anderste is as al die ander. Dat daar iets anderste is in jou lewe, omdat jy net goed doen aan hom, omdat jy hierdie mooiheid en hierdie goeie goed van hom bedink, en dat jy vir hom sal sorg, dat dit hom sal aankla in sy lewe, en dat hy daardeur kan sien, dat in jou woon, iets wat nie in hom woon nie, en dit bring hom, en dit kan hom dan lei, tot inkeer, en tot bekering. Doen goed aan hom wat jou vervolg. Ja, verseker, dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik om goed te doen aan ander wat iets verkeerd of iets skadelik aan jou doen nie. Maar die persoon sal deur jou optrede, deur die mooiheid en die goedheid wat jy aan hom doen, tot inkeer kan kom. Waar kry hy hierdie vreugde? Waar kry hy hierdie goedheid vandaan? Wat stel hom in staat om net goed aan my te kan doen, terwyl ek net sleg aan hom doen? Wat stel hom in staat om te kan vergewe, om nie te vergeld nie? Dat hy kan raak sien, dit wat in jou lewe is, dit wat in jou hart is. Ons optrede as kinders van die Here, teenoor jou vervolger, teenoor ongelowiges, dra baie krag. Daarom moet ons ook teenoor hulle reg optree. Daarom kan ons hulle nie maar vervloek, daarom kan ons hulle nie maar net een kant toe skuif nie, maar ons kan hulle seën. Ons kan laat God intree, en ons kan vir hulle sorg dra. En daardeur werp jy vuurige kole op hulle hoof. En daardie effek van daardie pyniging, as ons dit nou so kan noem, sal hulle aankla in hulle lewe. En ons elkeen het te doen met mense wat ongered is, mense wat dalk op 'n sekere manier jou vervolg, wat skade aan jou gebring het. En die Here kom praat eenvoudig met ons. Al is dit nie maklik nie. Dat daar tog 'n goeie gesindheid, 'n goeie optrede van jou kant af sal wees teenoor jou vyand, teenoor die ongeredde. Daarom vra die Here ons om dit te doen. En weet, dit is nie maklik nie, maar deur genade van God kan ons dit doen. Mag die Here u waarlik help om so op te tree teenoor 'n ongelowige of teenoor hom wat jou vervolg. En dat jou optrede hom nader trek aan Christus en nie wegstoot nie. Deur jou optrede met hom, teenoor hom, kan jy sy siel wen. Amen. Here Jesus,
as ons dink aan dit wat met u gebeur het. As ons dink aan die slaaf wat aan u gegee is, as ons dink aan die doringkroon wat op u hoof geplaas is, as ons dink aan die spykers wat deur u hande en u voete deurboor is. Here, hoe het u nie wraak vergeld nie? Here, hoe het u dit reg gekry om te kan vergewe, terwyl hulle soveel skade aan u gemaak het? En Here, as ons dit dan daaraan dink en ons dink aan ons eie lewe, as daar iemand is wat ons spot, wat ons vervolg, wat ons beledig oor ons geloof, wat skade bring in ons geestelike lewe, ag Here, wat 'n wonderlike voorbeeld het u vir ons dan gelos. Daarom Here, bid ek vir elke een vanaand wat te doen het met 'n vervolger, met 'n belediger. Ag Here, dat u hulle in staat sal stel om te vergewe, om te seën, om vir hulle te bid, om in te tree vir hulle lewe, om nie self oor te gaan in aksie nie, maar om dit in die hande van die Vader te los, en om dan ook om te gee daarby. Dankie Here, dat ons daarvoor kan bid, en dat ons dit ook so saam prakties in ons lewe kan uitleef. Dankie Here vir u instaatstelling. Here, ons weet beslis, dit is seer sekerlik een van die moeilikste dinge om te doen. Maar ons weet dit kan gedoen word, want u het dit gedoen. Amen. Ons kan afsluit met die lied wat dan ook op die bord verskyn. Hy wat eers 'n liefde gehad het, het 'n liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, by die bron van liefde leef. Hier sy gees die wondergawe, laat hy weer liefde sprei. En die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. As die Vader in sy liefde, dan die sondaar maak tot kind. Mag sy seën al meer gestalte in ons doen en late vind. Mag nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees en met ons bly. Amen.